Dis voorware voorreg om vanmôre weer saam met jou te kan kuier met God se woord. Ek is Rinus van Sion in Parys. Ons is besig met die reeks deur Psalms. Vanmôre Psalm 133. Net 3 verse en ek gaan vir jou al 3 hierdie verse lees. Die opskrif is die broederlike liefde. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdal op die berge van Sion. Vandaar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Jesus het daardie aand vir sy disippels gesê dat die wêreld sy disippels sou kon herken omdat hulle mekaar lief gehad het. Dit is een van die sleutels tot eenheid. Sonder liefde sal ons nooit die eenheid van die Gees wat God gegee het behou nie. Johannes sê vir ons dat as ons nie ons broer lief het wat ons gesien het nie, ons God nie kan lief hê wat ons nie gesien het nie. Dit is nie genoeg om net te sê ons het lief nie, maar ons moet in daad en in waarheid lief hê. Dit beteken dat ons liefde toon deur die manier waarop ons optree. Nog 'n sleutel tot eenheid is nederigheid. Wanneer ons onsself nederig maak en besef dat eenheid belangriker is as ek, sal ons 'n lang pad stap om eenheid met ons broers en susters in Christus te behou. Vanmôre wil ek sê, in U is daar altyd eenheid. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre U woord wat met ons praat oor eenheid, oor hoe lieflik dit is as broers saamwoon in harmonie. Vrede is vir U belangrik. U het U lewe vir ons gegee. U bid vir ons in Johannes 17 sodat ons daardie eenheid en vrede met mekaar kan hê as U liggaam. Ek wil bid, Vader, dat U vandag in ons harte sal werk en eenheid sal bewerk. Dankie dat U verhoudings herstel. U woord sê U sal weer die harte van die vaders na die kinders draai en dankie dat U dit doen in ons tyd. Deur ons lewe en ons optrede wil ons U verheerlik en eerste stel as God. Verander ons harte. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.